Here God, ons gaan nie vanoggend dat een of twee tegniese probleme ons weghou van u aangesig af. Duiwel, ek bestraf jou in die naam van die Here, jy het geen plek hier. Geen. Hier word God aanbid. Die God wat die Bybel noem Jireh. Die God wat genoeg is. Die God wat voorsien. Die God wat by ons is in alle omstandighede en vir ons gee wat ons nodig het. Dis die God tot wie ons wend. Dis die God wie se naam ons groot maak. Die God wat meer as genoeg is. Die God wat tot alles in staat is. Vanoggend, Here, maak ons u naam groot. In worship op 'n manier wat nie noodwendig maklik aan ons lyf is of gewoond is aan ons lyf is. Maar Here, 'n worship wat beslis geïnspireer is deur die Gees. Here, vanoggend wil ons voor u staan, wil ons voor u sit, wil ons by u wees, Here, en vra wat ook al aangaan in ons lewe. Dat u ons daar waar ons is, daar waar ons spook, daar waar ons spartel, daar waar het goed gaan, daar waar het sleg gaan, dat u ons sal ontmoet, Here. Dat u ons sal moed gee. Dat u ons sal dra, Here. Kom en praat met ons, want ons luister graag. Amen. Baie dankie. Ons is tans besig met 'n reeks boodskappe uit wat oploop na Paasfees toe, want vandag is nog 'n lydingsweek en volgende week is huge. Dis die Sondag voor Paasfees, dis Palmsondag. Dinge gaan dan 'n bietjie anders hier lyk, hoop ek, as ek my sin kry en as ons dit reg kry wat ons graag vir die Here wil doen. En ek wil vanoggend vir jou vra om te kyk wat jy om jou sien, dat jy sal sien dat die kruis is goud en hierdie is geel en daai is geel en goud, of die naaste wat ons kon kom aan geel en goud. En dat jy sal fokus op die goed wat jy sien en wat jou oë sien en wat jou ore hoor en dat jy al jou sintuie sal gebruik. Maar ek wil begin met 'n inleiding. Ek weet nie of julle gesien het nie op een van die streaming kanale, ek kan nie onthou watter een dit is nie, is daar 'n Britse reeks met die naam SAS Rogue Heroes en dit gaan oor die ontstaan van die Britse spesmagte gedurende die Tweede Wêreldoorlog. En hulle is net hierdie klomp mal Engelsmanne by mekaar wat begin het deur net al die reëls van oorlog te breek en oor die vyand se lyne te gaan en hulle vliegtuie som op die grond al op te blaas. Hulle wag nie eers tot hulle op in die lug is nie en maar hulle moes dit fisies doen om tot by die vliegtuig te gaan en die bom op die vliegtuig te sit. So jy's binne in die vyand se lugmagbasisse of tydelike basisse en hulle doen dit op baie groot risiko tot hulle eie lewe. En op 'n stadium dan word die as jy hier na die reeks wil kyk, sal jy spoiler alert, ek gaan een of twee goed weggee. Op 'n stadium dan word die bevelvoerder van hierdie eenheid gevange geneem deur die Duitsers in 'n ambush. En dan word hy in 'n tronk sit en in die tronk op 'n stadium kry dit reg om te ontsnap, maar hy sit vas in die dak van die tronk want dit is gebou uit klip uit. En op die ou einde dan werk dinge uit vir hom, maar op 'n stadium hier in die tronk is hy letterlik down and out. Hulle gee vir hom vrotkos as prys, want hulle weet wie hy is, hulle weet wat sy skade het hy aangerig tot hulle lugmag ensovoorts. En volgens die Geneva Convention op daai stadium, later het Hitler net die Geneva Convention geïgnoreer, maar op daai stadium toe luister hulle nog dat jy kan nie 'n prisoner of war mag jy nie veroordeel of doodskiet nie. So hulle het hom aan die lewe gehou, maar net. En hierdie ou verloor gewig en dit gaan met hom sleg. En hy eet hierdie letterlik vrotkos, dat dis hierdie bak wat hulle voor hom neersit met hierdie vloeistof, hierdie liquid. En dan ruik hy dit en dan wil hy opgooi en dan druk hy sy neus toe en hy gooi dit in sy keel af. Alles net op een slag, want hy weet hy moet iets inkry. En ek weet, is nou 'n baie ekstreme voorbeeld, maar die voorbeeld gebruik ek van die feit dat ons soms in ons lewe op 'n plek kom waar jy letterlik voel, maar dit kan amper nie slegter gaan nie.
Daar's tye en seisoene in ons lewe waar sekere goed gaan goed in jou lewe. Byvoorbeeld, soos sê nou maar kom ons gebruik 'n voorbeeld uit my lewe uit. Daar's tye in my lewe waar dit goed gaan met my huwelik, of dit gaan goed met my kinders, of dit gaan goed met dynamis, of dit gaan goed met my gesondheid, of wat ook al. Maar dan sal tye wat een van hierdie goed, nie twee goed nie, een van die goed in my lewe, waar een ding so sleg gaan, dat dit al die ander goed wat goed gaan oorskadu. Jy vergeet van die goed wat goed gaan. En hierdie een ding wat verkeerd is, raak so erg, dat jy later voel, maar die Here het jou vergeet, en jy's plat in die grond. En of dit nou 'n mediese ding is, of dit 'n fisiese ding is, of dit jou huwelik is, of dit jou verhouding is met jou kinders, of dit is die omstandighede by die werk, of die inkomste wat jy verdien vir die werk wat jy doen, of die feit dat ander mense onregverdig bevorder word, en jy kry nie dit wat jy voel jou toekom nie, of wat ook al, of dit sleg gaan met jou finansies, of jy sukkel om werk te kry, wat ook al dit is, ons het almal daai tye. En Jesus het daai tye gehad. En vanoggend wil ek in aanloop tot Paasfees, wil ek vir jou 2 psalms lees. Ja, ek weet Jesus het geleef in die Nuwe Testament, en die aanloop tot Paasfees is Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Ek weet dit staan daar. Maar daar's psalms in die Ou Testament wat Jesus en die evangelies aangehaal het om te sê, maar dit was amper soos 'n voorloper van dit wat met Jesus sou gebeur het. Maar die punt is, toe die psalm geskryf is, toe was dit net iemand wat gevoel het soos hy gevoel het. So ek wil vir 'n oomblik vir jou vra, vergeet vir 'n oomblik dat Jesus het geleef en hy het gesterf en hy was op aarde, en vat jouself terug in tyd na asof hierdie psalm geskryf is deur jou, vir jou. In Psalm 31 skryf die psalmskrywer na 'n ongelooflike worsteling met die Here, skryf hy in Psalm 31 vers 10, skryf hy, Here, wees my genadig, want ek is in nood. Ek is so in nood, Here, dat my trane my oë verdof. Dit voel of my siel en my liggaam wegkwyn. Ek sterf van verdriet. Droefheid verkort my lewe. Ellende het my krag uitgeput. Ek kwyn weg van binne af. My vyande het my geminag, my bure het my verag, vir my vriende was ek 'n verskrikking. Op straat draai hulle weg van my. Ek word vergeet asof ek dood is, soos 'n ding wat vergaan. Ek hoor fluisterings oor my en daar is angs van alle kante af. My vyande span saam teen my. Hulle maak planne om my dood te maak. Maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. My toekoms is in U hande. Ons kan baie maklik verstaan hoekom hierdie psalm toegepas is op Jesus en deur Jesus self op hom toegepas is. Maar vir my en vir jou, daar waar jy is, waar jy soms voel jy staan in die lewe en soms voel die lewe het jou net plat geslaan, wil hierdie psalm kom en kom sê, in sulke tye voel ek en jy asof mense ons vergeet, jou vriende gaan aan met hulle lewe, mense wonder dalk, ek het daai ou lanklaas gesien, of daai ou was altyd hier betrokke of daar betrokke, skielik is hulle nie meer hier nie, hulle was altyd langs die sportveld saam met ons, met hulle kinders, en hulle dit en dat, die kinders is hier, maar hulle is nie hier nie, en jy kom nie agter dat, hoor jy, hierdie ou se kind is hier, want hy moes hom op die bus sit, want hy het nie meer die geld, om al die pad te ry tot op 'n spesifieke plek, en verblyf te betaal, en whatever, of die persoon is siek, of lê in die hospitaal, maar sy kind is hier, of wat ook al, ons sien dat die mense om ons raak weg. Maar ons praat daaroor. En dieselfde gebeur met ons. Ons gaan deur hierdie seisoene van donkerte en skielik is ons minder aanwesig in ander mense se lewe en hulle praat oor jou, maar hulle sal nie die foon optel en jou bel nie. En dit voel of selfs jou vriende jou vyande begin word en mense net weet wat beteken ek vir mense? Want ek gaan deur hierdie seisoen waar ek het geval. Wie gaan my help opstaan? Waar jy letterlik voel soos hierdie psalm sê, of dit nou fisies is, of dit emosioneel is, of dit geestelik is, waar jy voel, jou liggaam kwyn weg. Jy kan eenvoudig nie meer nie.
Maar dan kom die psalmskrywer, want sien hierdie psalm, as jy hom lees tot op sy einde, gaan jy agterkom, dis geskryf na die ou deur die moeilikheid is. Hy het dit nie geskryf in die moeilikheid nie, hy het dit geskryf na die moeilikheid. Toe die moeilikheid verby is, toe die Here hom gehelp het. In die Ou Testament het ons soveel amazing voorbeelde van hoe die Here sy kinders help. Hoe hy die see oopmaak en hulle droogvoet laat deurgaan. Hoe hy vir Abraham voorsien het in 'n offerlam, toe Abraham sy seun moes gaan offer het, om te kyk of hy gehoorsaam is. Ons het in die Ou Testament waar die Here reën weerhou, of waar die Here reën gee. Ons het plekke waar die Israeliete net om 'n stad loop en worship, soos wat ek en jy vanoggend geworship het, en die mure val in mekaar. En die Here kom en hy antwoord die gebede van hierdie mense, en hulle het nie 'n swaard opgelig of 'n oorlog beklei nie. En in al daai stories is daar lesse vir my en vir jou om te leer. By die see moet ek en jy leer dat die Here gee vir jou iets in jou hand en jy raak aan die see en woeps, daar gaan hy. Maar ek en jy werk saam met God, maar dit is God wat die onmoontlike doen. By Abraham het ons 'n paar weke terug vir mekaar gesê, maar die oomblik toe hy die mes oplig, toe gee die Here die paaslam, en so partykeer is die Here se timing presies net op die einde, maar hy kom deur vir jou, en ek en jy moet hoop behou. Met die Here wat die reën weghou en die Here wat die reën laat kom, wys dit dat God is in beheer van die seisoene van ons lewe, en hy is saam met ons, en hy is altyd daar, en daarom kom hierdie psalmskrywer na hy sy ellende beskryf het in absolute detail, en dan sê hy, maar ek vertrou op die Here, en hy, aan die einde van die psalm sê hy, goed, soos hoe groot is die Here se goedheid, wat hy vir my weggebere het, prys die Here vir sy troue liefde, hy het dit aan my bewys toe ek in nood was, en dan sê hy, dan roep hy ander mense op, en dan sê hy, maar jy moet ook op die Here vertrou, want ek het, en dit het vir my gewerk, mense het my in die steek gelaat, omstandighede het my in die steek gelaat, maar God het my nie in die steek gelaat nie. En dis presies hoe Jesus gevoel het. Nou kan ons weer vir 'n oomblik onthou, dat hierdie psalm ook 'n voorspelling en 'n profesie was van Jesus. Hoe sy liggaam letterlik weggekwyn het. Hoe mense 'n komplot gesmee het om sy ondergang te bewerk. En hoe God die Vader hom gehelp het en gered het. En letterlik uit die graf uit gaan haal het. Vanoggend, die persoon wat die kruis gedoen het, het nie idee wat ek preek nie. En ek het vanoggend so glimlag in my gekry. Toe hulle die kruis begin uitpak, en hierdie goed begin mooi maak, hierdie blomme, en hulle sit suurlemoene neer. Want vanoggend se preek gaan letterlik oor, when life gives you lemons, make lemonade. Party mense sê, drink tequila. When life gives you lemon, drink tequila. Okay, maar wat ook al werk vir jou, ek sal lemonade maak. Ek en jy moet besef vanoggend dat die Here kom en hy sê, maar ek sien wat jy deurgaan. En ek en jy moet verstaan dat God is nie die outeur van jou seerkry nie. God is nie die outeur van jou hartseer nie. God is nie die outeur van jou moeilikheid nie. God het nie 2 jaar terug of 3 jaar terug gesê, luister, Johan gaan 'n veiling, daar gaan 'n veiling wees, en Johan gaan sê hy wil die taffie hardloop, as mense genoeg geld insamel, en dan hardloop hy die taffie en eindig in die hospitaal. Ek weet nie of daai goed, ek sê, my kop sê ek die goed het 'n verband met mekaar, ek weet nie of dit het nie, maar dis die sequence waarin dit gebeur het, so ek blameer hardloop, sodat ek nie verder hoef te hardloop nie. Die Here het nie gaan sit en gaan sê, right, daai dag gaan Johan 'n embarrassing operasie, en hy gaan vir die gemeente moet vertel, dat sy exhaust is aangewerk, en allerlei sulke goed. Die Here doen nie daai nie, die Here sê nie, right, vir jou deel ek, as jy 32 is of 38 is, vir jou gaan ek kanker uitdeel, en vir jou gee ek bloeddruk, en vir jou gee ek asma, en vir jou, so die Here doen nie daai nie. Die Here kom en hy gee vir ons die lewe, en hy gee dit vir ons in oorvloed. Maar ons leef dit in 'n stikkende wêreld, met 'n stikkende lyf. 'n Lyf wat gebore is om dood te gaan. 'n Lyf wat tydelik is. 'n Lyf wat siek word, 'n lyf wat oud word. Die Here sit ons in 'n stikkende wêreld waar party mense van jou en ander mense nie van jou hou nie, waar party mense jou inspire en ander mense jou wil afbreek.
'n wêreld waar party mense jou regverdig behandel, en 'n wêreld wat absoluut onregverdig is, en waar dit lyk asof al die mense wat die meeste steel, dit die beste mee gaan. Die Here sit ons in daai wêreld, en hy sê, in hierdie wêreld is ek by jou die heeltyd, en elke keer as dit vir jou voel, asof jy in nood is, asof jou trane jou oë verdof, of jou liggaam of jou siel wegkwyn, elke keer as jy voel, die lewe gee vir jou lemons, dan sal ek saam met jou lemonade maak. In Psalm 118, net so 'n bietjie agtergrond, Psalm 113 tot Psalm 120, of 119 en 120, is psalms wat meestal gaan, nie almal van hulle nie, maar wat meestal gaan oor die koning wat op die troon gesit het, Dawid, Saul, wie ook al. En die koninklike psalms het gepraat oor die lewe van die koning. En in Psalm 118, dan praat hulle oor hierdie koning wat inkom in die stad. En hulle sê, maak op die poorte van geregtigheid, dan sal ek ingaan en die Here loof, sê die koning. Dit is die poort van die Here, ek is 'n regverdige, ek gaan hier in. Ek prys U, want U het my verhoor, U het my redder geword. Hoor hierdie woorde. Van Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, tot in 1 Petrus en 2 Petrus, tot in Hebreërs is hierdie woorde aangehaal. Die klip wat die bouers afgekeer het die sluitsteen geword. Nou, toe ek die woord sluitsteen lees, toe dink ek aan die dae toe my pa gejag het, en daar was 'n klip gewees, op 'n jagplaas, daar 'n klip, en daai jagplase van daai tyd, was 'n klip gewees wat gelê het, daar waar hulle die slagwerk gedoen het. En dan gooi hulle so 'n bietjie water op hom, en dan maak hulle die mes so, en dan sy skerp. Ek het gedink, dis 'n sluitsteen. Maar dis 'n slypsteen, totaal iets anders. 'n Sluitsteen, vir die ouens wat konstruksie weet, jy sal weet wat dit is, as jy 'n arch bou, dan sit jy 'n vorm onder daai arch, in die ou dae, en dan pak hulle hierdie klippe, klip, en dan die heel laaste klip, die een wat heel bo ingesit word, is so amper in die vorm van 'n driehoek. En as jy daai klip insit, en jou konstruksie was goed genoeg, dan kan jy hierdie support wegvat, en daai arch bly in posisie. Want daai steen, die sleutelsteen vir die hele konstruksie, hou hierdie arch in posisie. Dis 'n sluitsteen, daai steen daar in die middel. Nou ek en jy verstaan dan wat hier staan, die klip wat die bouers afgekeer het. Bouers gaan in hulle bou met baksteen in ons tyd. En dan sê hulle, maar hierdie baksteen is stikkend, gooi hom weg. Miskien kan jy paving met hom maak, maar ek gaan hom nie in die muur sit nie, né? En dan gooi hulle hom weg, want hy's stikkend, hy's afgekeer. En dieselfde met so 'n arch wat jy bou. Die stene wat hierdie arch vorm is groot stene. Maar daai sluitsteen is 'n kleintjie. Hy word gekap en hy word gevorm. En hy word met chisels gevorm tot hy presies inpas. En is hierdie amazing beeld vir my. Van ek en jy as mens, dat soms voel dit vir jou, maar as jy was soos wat ek was op skool beslis nie die populêre ou nie. Ek was populêr by assosiasie, want my sussie was populêr. En omdat sy populêr was en ek goeie opsommings gemaak het, het hulle besluit om my deel te maak van die Metlaids, want ek het die Metlaids gehelp swat. En ja, ek kan nie sê wat my sussie gedoen nie. Sy was mooi en hulle was mal oor haar, en dit was amazing geweest in daai tyd, want ek het beskerming verdien, of verdien met my opsommings. Maar jy voel asof op skool, of op varsity, of in jou lewe, of by die werk, of in 'n gemeenskap, voel jy soms, maar ek word afgekeer. Ek is nie goed genoeg nie. Ek pas nie in nie. En dan kom die Here, en dan vat hy jou baksteen, en dan kap hy hom, en hy vorm hom, en die lewe kom, en hy kap aan jou, en hy vorm aan jou, en dan kom die Here, en hy sit vir jou in 'n plek in waar jy presies pas. Waar jy so presies pas, dat jy alles om jou in posisie hou. Dat sonder jou, as jy jou uithaal uit daai plekkie uit, dan val alles in mekaar.
dan kom die Here en hy sit jou daar. Presies daar. So die Psalm gaan aan en sê hy, die klip wat die bouers afgekeer het, word hierdie sluitsteen, hierdie gevormde spesiale steen. Dit is die werk van die Here en wonderlik om te aanskou. En dan kom hierdie vers wat ons vir mekaar aanhaal en ons nie verstaan wat die agtergrond nie. Die Psalm kom en hy sê, hierdie het nou gebeur, die Here het jou daar ingesit. En hy sê, nou, dit is die dag wat die Here gemaak het. Dis die oomblik wat die Here jou voor gemaak het. Al hierdie goed wat gebeur het in jou lewe, wat jou gevorm het, wat jou gemaak het wie jy is, het gebeur sodat jy in daai plekkie kan inpas en kan sê, this is the day that the Lord has made. Laat ons daaroor juig en laat ons bly wees. Die Here het my gered. Geseënd is die een wat kom in die naam van die Here. En as jy op daai plek kom, waar jy en die Here so is met mekaar, en jy besef maar hy het jou presies gesit waar jy nodig het om te wees, al is die omstandighede moeilik, daai klip in die middel, tot die dag wat daai aards afgebreek word deur iemand, het daai klip pressure van al sy kant af. So die Here kom nie en hy sê, as ek jou op daai plek ingesit het, dan skielik gaan jou lewe fantastic, amazing en sonder pressure wees, nie? Hy sê net, ten spyte van die pressure gaan jy weet, ek is waar God my wou hê. So ek wil vanoggend kom, en die Here wil vanoggend kom, en hy wil vir my en vir jou sê, dat daar is hoop. Daar's daai prentjie van daai steen in die middel, gevorm, wat alles in plek hou. En die Here is besig om jou daai klip te maak, of dalk is jy reeds daai klip, en dalk het hy jou reeds in plek gesit, jy het net nie al teruggestaan en dit gesien, en besef dat die Here het jou hier gesit by hierdie werk, in hierdie gesin, in hierdie huwelik, met hierdie kind wat jou dwars deur die nag wakker hou, of met hierdie kind wat vir jou grys hare gee, of saam met in hierdie werksituasie, wat soms jou teen die mure uit wil dryf, maar die Here het jou daar gesit, en al hierdie pressure is om jou van die lewe, want God het jou gesit op 'n plek, waar hy jou die beste kan gebruik, en waar as hy jou uithaal, sal al daai goed in mekaar val. So ek en jy moet vanoggend kom en die Here wil vir jou sê, staan net 'n oomblik terug. Staan 'n oomblik terug en hy sê, ek weet dit gaan nie altyd met jou goed nie. Ek weet daar's sekere goed in jou lewe wat goed gaan, en daar's sekere goed wat jy voel, hierdie is net poef, en jy sê dit met ander letters. Hierdie is nie lekker nie. Hierdie is 'n situasie wat ek nie in wil wees nie. Dis nie regverdig nie. Hoekom gaan dit so goed met iemand anders? Hoe gaan dit so sleg met my? Kyk hoe leef daai ou sy lewe en hy het geen mediese probleme nie. Hy eet wat hy wil, hy doen wat hy wil, maar sy lyf gee net nie in nie. En hier's ek en ek leef gesond en ek maar my lyf wil nie. En ons sê sulke goed, of ek werk hard, ek werk baie harder as daai ou, en kyk waarmee ry daai ou rond, en kyk waarmee moet ek rondry, en kyk waarmee moet ek tevrede wees. Die Here sê vir jou, wow, staan net 'n bietjie terug. Sien jou lewe. Ja, daar's plekke waar dit so voel, maar daar's ander plekke wat amazing is in jou lewe. Maar deur dit alles is God besig om hierdie steen wat jy voel afgekeer is, stukkie vir stukkie te vorm, en die lewe vorm jou stukkie vir stukkie, en dan gaan jy inpas, en die pressure gaan nog steeds daar wees, maar God gaan vir jou sê, dis jy wat daai stukkie van die wêreld wat hy vir jou gegee het, dis jy wat daai stukkie wêreld saam met hom aan mekaar hou. En dis waar my en jou hoop moet lê. Dat ten spyte van die goed wat ons lywe beleef, of ons lewens beleef, of ons bankrekeninge beleef, of wat met ons kinders gebeur, of wat met ons kleinkinders gebeur, when life gives you lemons, saam met die Here maak ons lemonade. En jy kan hom loof, en jy kan hom prys. Al twee hierdie psalms gaan deur hierdie ding van, daar's tye wat goed is en tye wat sleg is, en al twee die psalms eindig met, maar prys die Here, maak sy naam groot. Facing the Giants film.
So hy kinders op hulle knieë gaan in hierdie massiewe, moeilike voetbalgame moet gaan speel, dan bid die coach saam met hulle en sê, when we win, we praise him, when we lose, we praise him. En dis wat ek en jy moet vat uit vanoggend uit. Sekere areas van jou lewe wen jy, sekere areas van jou lewe voel dit of jy verloor. Maar prys die Here deur dit alles, want toe die mense met Jerigo om en om gestap het, en hulle ten spyte van die feit dat 'n oorlog was en is vyande daar binne, het hulle die Here geprys en geprys. Wat het die mure laat val? Worship. Om God te loof, dit het die mure in mekaar laat val. Hou vas aan die Here. Mense gaan jou in die steek laat. Selfs jou vriende gaan nie altyd vir jou daar wees nie, en jy is hulle vriende, en jy is ook nie altyd daar vir hulle nie, want ons is mens. Maar God is nie 'n mens nie. Hy is altyd daar vir jou. By hom is daar hoop. As Jesus dit kon gevoel het op pad na die kruis toe, en die kruis kon oorleef, en die oorwinning vir ons kon behaal aan die kruis, dan weet ons mos daar is hoop. Want God sê, dit wat hy vir sy seun doen, sal hy vir my en vir jou doen. Want ons is sy kinders en hy het ons net soveel lief. Ek weet nie wat aangaan in jou lewe nie, maar die Here wil vanoggend vir jou sê, daar's hoop. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie. Dankie dat ons in die aanloop tot Paasfees nie net hoef te dink of nodig het om te dink aan Here Jesus, u journey tot by die kruis. Maar ons kan ook dink aan ons lewe met ons kruise wat ons moet dra. Here, en soms dan voel ons, maar hierdie kruis wat ek dra is te swaar. Ek wil nie meer nie, ek kan nie meer. Here, en dan hoor ons boodskappe soos vandag, waar u kom en u kom sê, maar jy dra nie alleen nie. Ek dra saam met jou. Al huil jy, al voel dit of jou liggaam wegkwyn. Ek sal vir jou die oorwinning gee. Dit wat jou laat voel, jou liggaam kwyn weg. Kwyn weg, is ek en die lewe wat aan jou vorm. Jy voel soos 'n klip wat weggegooi is, ek is besig om vir jou 'n sluitsteen te maak. 'n Steen wat alles in plek hou. Here, kom en help ons om te ontdek dat ons daai klip is, daai steen is. Here, dat die pressure wat ons voel van links en van regs, is net die pressure wat ons onmisbaarheid bewys. Dat ons op 'n plek is, Here, waar u ons gesit het, waar ons onmisbaar is vir u. Onmisbaar is vir die mense om ons, of hulle dit raak sien of nie. U sien dit raak. Help ons, Here, om dit te sien. Kom seën ons in die week wat voor lê. Kom dra ons, Here. En bring ons volgende Sondag terug in groter getalle. Om te kom dink aan daardie Sondag. Palm Sondag, wat u die stad binne gekom het. Op pad na u kruisiging toe. Kom nou, Here, en ontvang ons dank in die vorm van ons tiendes en ons offergawes vir u seën in ons lewe. Ons prys u en ons aanbid u. En ons sê vir u dankie. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Wat ook al aangaan in jou lewe. Die Here sê, jy is gemaak vir meer. Hy sal jou daar uitlig. Hy sal jou die sluitsteen maak. Die Here kom sê, ek moet jou seën. Hy gee my die opdrag, wanneer my kinders by mekaar is, seën hulle met hierdie woorde. So die Here kom seën jou vanoggend met hierdie woorde. Ek, die Here, sal vir jou goed wees. Ek, die Here, sal vir jou sorg. Ek, die Here, sien jou raak. Ek, die Here, gee jou my liefde en ek sal dit vir jou aanhou gee. Ek, die Here, is jou goedgesind en ek sal jou aanhou goedgesind wees. Ek is die Here wat vir jou voorspoed gee, anders as wat die wêreld gee. So verbind ek my aan jou, sê die Here, want jy is my kind. En ek is jou volmaakte hemelse Vader. So maak nie saak wat jou aardse pa is of was nie.
God is 'n volmaakte Vader en hy het jou so lief dat hy jou so seën. Amen.